Vandag se topstories, Trevor Noah maak sy buiging, maar skryf hy sy eie grappies? Ons vind uit. En die moordsyfer styg en Julius Malema sê dis die polisiehoof se skuld. Goeiemiddag, ons stel af tot by vandag se topstorie en begin met Trevor Noah. Casper de Vries, Rob van Vuren en Deep Fried Man is net 'n paar van die Suid-Afrikaanse komediante wat al vroeg Dinsdagoggend vir Trevor Noah via Twitter op die skouer geklop het. Dis nou na sy eerste aanbieding van die Amerikaanse The Daily Show. Maar met 'n groot produksiespan en ervare skrywers agter hom, hoeveel van die grappies was Noah se eie? Skalk Besuidenhout het vroeër verjaar vir hom geopen en hy weet presies hoe Noah werk. Daar is The Daily Show writers. Ek bedoel, sy vriend David Kabuka is aangestel as een van die skrywers op die Daily Show. Hoe betrokke Trevor in daai skryfproses is, sal mens nooit weet. Hy skryf materiaal teen 'n spoed. Ek dink ook Trevor is te trots om, soos wat ek hom ken, hy is te trots om net daar te gaan sit en net te gaan woorde te gaan praat wat glad nie syne is nie. So ek dink hy sou seker gemaak het dat dit 'n baie collaborative ding is, dat hy 'n groot sê sal hê in die materiaal en dat hy daar sou gewees het in die skryfsessies. En ons topstorie is natuurlik die feit dat dit 'n historiese dag is, aangesien dit die eerste keer is dat die polisie sy jaarlikse misdaadstatistieke in die parlement aankondig. Hulle sal daarna die media te woord staan op 'n nuuskonferensie in Kaapstad. Ineke Kutse doen intussen verslag van die parlement. Die oggend het begin met die minister van polisie, Nathi Nhleko, wat gesê het dat hoewel die statistieke beter lyk en die polisie harder gewerk het, dat sekere van die ernstige misdade steeds gestyg het. Moord het gestyg met 4,6%, poging tot moord het gestyg met 3,2%, maar dat seksuele misdade gedaal het met 5,4%. Die leier van die EFF het in 'n reaksie op die misdaadsyfer gesê dit is geen verrassing nie. Well, it was to be expected because we've got a police commissioner who doesn't know what is expected of a police commissioner, distracted by so many things happening around here. And this was to be experienced, especially with such incapacitated leadership. In 'n wydlopende onderhoud met topstories het hy ook sy standpunt verduidelik oor waarom hy dink die stem uit die volkslied verwyder moet word. There's no one who says remove Afrikaner people from South Africa. All we're saying is that the stem must be removed and we sang the original version. You know, we are ashamed because in South Africa we are the only country that a revolution took place and there was democratic change, yet the oppressor never lost anything. We still maintained even the simplest things such as the national anthem. It has never happened anywhere in the world where the oppressor loses nothing. It can't be. The stem is a symbol of the painful past. Tweet vir ons met topstories in jou omgewing of jy kan sommer 'n e-pos stuur na nuus@netwerk24.com.